Hierso het ons 'n vraag uit 'n 2025 vraestel. Ek glo dit is 'n Gauteng vraestel wat vir ons twee grafieke, F en G gee. F is 'n hiperbool, ons kan dit identifiseer met die X onder die lyn vir die breek en hierdie is 'n reguit lyn want X is tot die mag 1. Okay. So hulle gee vir ons die grafiek F wat die X-as sny by -8 en 0 en hy sny die Y-as by B daarso. Ons weet nie wat B is nie. Die asymptote van die grafiek F sny by die punt -4 en -1. Dit gaan ons help om daai P-waarde en daai Q-waarde te vind. Grafiek G gaan deur die punt D wat die snypunte van die asymptote is en sny grafiek F by punte C en E. Hy sny dan ook die Y-as by F soos op die skets getoon. Okay, so al die inligting hierso is vir ons op die skets ook gegee. Die eerste vraag sê bepaal die waarde van K. K is in die reguit lyn se formule. So gewoonlik wil ons as ons die formule vir 'n reguit lyn wil kry, eers die gradiënt gaan vind of eers die y-afsnit gaan vind. Ons het reeds sy gradiënt, so ons gaan soek die k-waarde wat die y-afsnit is, maar ons weet nie wat sy y-afsnit is nie. So die enigste ander opsie is om 'n punt wat ons weet op die reguit lyn is, in te vervang in die reguit lyn in, en dit is hierdie punt D. So ons het die reguit lyn, G van X is min X plus K, en ons gaan D in vervang. D is -4 en -1. Ek hou daarvan om met kleur te werk, so ek gaan skryf die y-waarde is -1, is gelyk aan, en dan sit min X plus K, en X in hierdie geval is -4. So ons het -1 is gelyk aan positief 4 plus K, so K is gelyk aan -5. So nou kan ons vir onsself net nota neem, G van X is dus min X min 5, en dit gee vir my F-koördinaat. Die F-koördinaat het 'n X-waarde van 0 en 'n Y-waarde van -5. Die volgende vraag is om die waardes A, P en Q te gaan vind. So dit is alles in ons hiperbool. So ons gaan met die hiperbool begin, 6.1.2. Dit is F van X is gelyk aan A op X plus P plus Q. Nou hierdie hang af van hoe jou skool vir jou geleer het, of hoe jou onderwyser vir jou geleer het. Want sommige skole leer die standaardvorm Y is gelyk aan A op X min P plus Q. Okay, dit gaan vir ons dieselfde antwoord gee, maar kom ons kyk gou. Oor die asymptote sny by die punt -4 en -1, is die X waarde hierso -4, maar sy asymptoot, die asymptoot is X gelyk aan -4. So in hierdie vorm oor die standaardvorm reeds 'n negatief in die standaardvorm het, gaan jy net 4 in vervang. Soos dit. Ekskuus my fout, jy gaan -4 in vervang, soos dit. A op X min 4. Ekskuus. En dit gaan vir jou A op X plus 4 gee. Jou Q-waarde is net die Y-waarde van die D afsnit, so, of koördinaat, so dit is D gelyk aan -1.
y gelyk aan min 1, wat vir ons q gelyk aan min 1 gee. Alright, so hierdie het vir ons nou p gelyk aan positief 4 en q gelyk aan min 1 gegee. Dit is hoekom meeste skole hierdie standaardvorm gebruik eerder as die plus, want as jy die plus het, dan moet die teken teenoorgestelde wees, wanneer jy hom invervang. So, nou het ons 4 en min 1 vir ons p en ons q waarde. Nou soek ons a. Ons het hierdie formule dus vir f van x. En ons weet hy gaan deur die punt a, min 8 en 0. Hy gaan nie deur enige van die ander punte wat ons ken nie, so ons gaan net a invervang. A is die koördinaat min 8 en 0. So dit gaan vir ons 0 en die x-waarde is min 8. Die res kom net af soos gewoon is a plus 4 min 1, great. Die min 1 spring oor, hy gaan positief word en dit gee vir ons a op min 4. Nou gaan ek met min 4 aan beide kante maal om a alleen te kry. En dit gaan vir ons a gelyk aan min 4 gee. So nou het ons a, ons p en ons q waardes. So nou kan ons somme hierso skryf, f van x is min 4 op x plus 4 minus 1. En ons het gesê g van x is min x min 5. Great. So 6.2 vra bepaal die waardes van x waarvoor f groter of gelyk aan g is. Met ander woorde, waar is die hyperbool bokant of gelyk aan die reguit lyn? So kom ons kyk gou. Hierso is die hyperbool onder die reguit lyn tot en met punt C. So van hier af tot by sy asemtoot is hy bokant die reguit lyn. En dan na die asemtoot is hy skielik weer onder die reguit lyn tot en met hierdie punt E, en dan gaan hy vir ewigheid weer bo die reguit lyn wees daarso. OK. So nou kort ons punt C en punt E. Ons gaan dus hulle snypunte moet uitwerk. Om punt C en E uit te werk, of om 'n snypunt in general uit te werk, moet jy die twee funksies gelyk aan mekaar stel. So, ons gaan dit doen. Hierdie is dan min 4 op x plus 4 min 1 is gelyk aan min x min 5. Ek gaan die 1 oorskop, dat aan daai kant plus, dan het ek min 4 op x plus 4 alleen aan hierdie kant, en aan hierdie kant het ek min x min 4. Nou gaan ek aan beide kante maal met hierdie noemer om hom onder die lyn uit te kry. So maal met x plus 4, hy gaan hier kanseleer. En hierdie gaan ons somme net x plus 4 daar maal. Okay. So ons het aan hierdie kant min 4, en dan het jy min x maal x is min x kwadraat. Jy het min x maal 4 is min 4x, min 4 maal x is min 4x, en min 4 maal 4 is min 16. So, as jy vereenvoudig, dan jy min 4 gelyk aan min x kwadraat, min 8x, min 16. Ek gaan alles oorskop na een kant toe. Dit maak nie saak of jy dit na die regterkant of die linkerkant toe skop nie. Ek gaan kies om hom na die linkerkant toe te skop, sodat hierdie positief kan word. As jy die min 4 oorskop, en jy trek hom hierso af, dan gaan jy min x kwadraat, min 8x, min 12 hê, want die 4 gaan plus. En dan gaan jy met
'n negatief regdeur deel sodat jy kan faktoriseer. So, kom ons skop hom oor is x kwadraat plus 8x en min 16 gaan hierso kom plus. So dit gaan plus 12 word gelyk aan 0. Dit is presies wat ons wil hê, want om 'n kwadratiese vergelyking op te los, moet jy een kant gelyk aan 0 kry, tensy dit 'n spesiale geval is. Ons gaan hierdie faktoriseer in x plus 6 en x plus 2 gelyk aan 0. Daarom is x gelyk aan min 6 of x is gelyk aan min 2. Ok. So, jy kyk na jou skets. Hierdie gaan duidelik die punt x gelyk aan min 6 wees. So, C se koördinate is min 6 en ietsie. Hierdie is dan die punt min 2. So, x hierso gaan min 2 en ietsie wees. Ons weet nog nie wat daai waarde gaan wees nie. Ons het dit nie vir hierdie vraag nodig nie. Ons mag dit dalk nou gaan uitwerk. Ons het gesê, hierdie waarde is x gelyk aan min 4. So tussen min 6 en min 4 is hy groter as die reguitlyn. En by min 6 is hy gelyk aan die reguitlyn. En dan vir alle waardes na min 2 is hy ook groter as die reguitlyn. So, kom ons skryf dit vir onsself neer. Die eerste deel, tussen C en sy asemtoot, is tussen min 6 en min 4. Hy mag gelyk wees aan hierdie ouetjie, maar hy mag nie gelyk wees aan die min 4 nie, want die min 4 is 'n asemtoot. Die vraag is gelyk aan gehad, daarom wil ons die punte wat hy is gelyk aan is ook insluit. En die ander een is x groter gelyk aan min 2. Ok, so die laaste vraag hierso. Hy lyk aanvanklik asof hy 'n calculus vraag moet wees, want hy praat oor die raaklyn. En ons weet, die afgeleide van die funksie is die helling van die raaklyn. Maar, as jy na hierdie funksie kyk, ons weet nie hoe om f te differentieer nie. Ons het nie al so ietsie gedifferentieer nie. So ons moet hom anders benader. By die raaklyn, maak nie saak waar die raaklyn is nie, gaan hy dieselfde koördinaat as die funksie wat hy raak het. So h van x gaan gelyk wees aan f van x vir 'n punt. Ok. So ons gaan neerskryf die funksie min 4 op x plus 4 min 1, wat f is, gaan dieselfde as h wees, wat x plus t is. Ok. Nou gaan ek al die waardes van hierdie maal met x plus 4. So, hierdie maal ek met x plus 4, en min 1 maal ek met x plus 4, en x plus t maal ek met x plus 4. Want my doel is nou om hierdie op te los, nee. So hierdie en hierdie gaan uitkanseleer. So dis min 4 min x plus 4 in hakies is gelyk aan x kwadraat plus 4x plus tx plus 4t. Ok. So as ek hierdie vereenvoudig, is dit min 4 min x min 4 is gelyk aan hierdie wat ons nou net uitgewerk het. 4t. Ek gaan alles oorskop na een kant toe. Ok, so ek wil hierdie kant gelyk aan 0 kry. En ek gaan nou verduidelik hoekom. Hierdie ouetjie gaan nie 'n maatjie hê nie. Die 4x
gaan met daai ouetjie gepaard gaan, so dit gaan vir ons 5x plus 5x aan hierdie kant gee. En dan het ons nog steeds plus tx, en ons het nog steeds plus 4t, en die min 4 en min 4 skop oor, het word plus 8 aan hierdie kant. Hierdie is 'n nuwe kwadratiese vergelyking, 'n nuwe funksie, en ons wil hê dat dit 'n raaklyn moet wees. Met ander woorde, die raaklyn sny net die funksie een keer. Nee, so hy moet net een oplossing hê. En om een oplossing te hê, moet jou delta, wat mos b² min 4ac is, gelyk wees aan 0 vir een oplossing. So, nou wil ek uitfigure wat is my b, my a en my c waardes. So, hierdie is 1x², so my a-waarde is 1. En dan alles met x, hierdie is dan 5 plus t, x, en dan is hierdie 4t plus x, alles sonder 'n plus 8, alles sonder 'n x, is dan my c-waarde. So my a-waarde is 1, my b-waarde is 5 plus t, en my c-waarde is 4t plus 8. En ek wil uitfigure waar is my delta gelyk aan 0 vir dit. So, b² min 4 maal a maal c moet vir my 0 gee. En nou moet ek net my a, my b en my c daarin vervang. My b is 5 plus t of t plus 5. Ek hou daarvan om die veranderlike eerste te sit. My a-waarde was net 1 en my c-waarde was 4t plus 8. Nou gaan ek net vereenvoudig. Daai gee vir my t² plus 10t plus 25 is min 4 maal hierdie, so dis min 16t min 32 is gelyk aan 0. So t² is min 6t en 25 minus 32 gee vir ons min 7 is gelyk aan 0. Hy faktoriseer maklik, is t minus 7 en t plus 1 gelyk aan 0. So t is of gelyk aan 7 of t is gelyk aan min 1. En waarvoor het hulle gevra? Vir watter waarde of waardes van t sal hy 'n raaklyn wees? Dit is ons antwoord.